Rooivleispryse hou nog mooi, maar hoender, vark en choppryse is geweldig onder druk. So, waarheen beweeg hierdie markte nou? Ons gaan kyk na hierdie en meer in hierdie week se Netbank vleisprysoorsigh wat met trots aan jou gebring word deur Netbank en John Deere. John Deere Financial verstaan dat elke seisoen unieke eise aan jou kontantvloei stel. Daarom bied hulle finansiering wat jou help om nou in die regte toerusting te belê sonder onmiddellike druk op jou kontantvloei. Eerste betaling eers in 2028 deur slegs 4 jaarlikse betalings te maak oor 5 jaar, BTW terugbetaal na 4 maande. Deposito volgens kredietaanvaarding. Dis die ideale tyd om jou boerdery met die krag en akkuraatheid van John Deere 9R toe te rus. Aanbod geldig tot 31 Augustus 2026. Voor ek begin wil ek dan net vir almal laat weet dat ons amptelik 30,000 YouTube subscribers bereik het. Wat 'n voorreg om hierdie pad saam met elkeen van julle te kan stap. Elke kyk, deel, kommentaar en boodskap help om AMT se gemeenskap net sterker en sterker te maak. Dankie dat julle ons vertrou om landboumarkinsigte met julle te deel. Ons waardeer elkeen van julle opreg en ons is opgewonde oor die pad vorentoe. Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het die afgelope week dan bietjie gestyg na R42,02 per kilogram, terwyl die top 40% gemiddelde prys verhandel het op R44,17 en die top 10% geprys, wat die top 10% genetika se prys ook is, se prys dan gestyg het na R46,58. Provinsiaal het die Noordwes se prys daar ingekom op R43,03, die Oos-Kaap op R41,63 en die Vrystaat nou op R42,56. Die Wes-Kaap staan steeds op R39 per kilogram. Daar is interessante bewegings in die pryse hierdie jaar en sien ons dat kalfpryse redelik hoog en sterk bly vir die tyd van die jaar. Maar dit is ook dan soos ons verwag het en soos ons gesels het voor die seisoen begin het. Minder diere is verseker dan 'n oorsaak hiervan en kan dit wees weens back enclosure wat dan die aandeel geaffekteer het, diere wat dood is en dan ook minder invoere van byvoorbeeld Botswana hierdie jaar. Dan sien ons aan die ander kant ook beter vraag van 'n voerkrale wat weer op kapasiteit wil kom. Maar soos ons nou dieper in die speentydperk inbeweeg, behoort hierdie kalfpryse dan bietjie afwaarts te kom soos aanbod ook dan optel. Die nasionale A23 slagprys of superprys het dan laasweek so bietjie kop opgetel en staan tans op R62,67 per kilogram, met die C-graadprys nou op R57,25. Dit klink of slagpryse in sekere areas dan reeds nader aan R65 is en kan dit die gemiddelde prys dan nou ook so bietjie optrek volgende week, maar ek dink nie hierdie styging behoort veel te wees nie. Verbruikers is steeds onder geweldige druk plaaslik. Uitvoere na die Midde-Ooste is egter weer in die optel wat help met beter pryse, maar as die Botswana mark byvoorbeeld dan weer gaan oopmaak na Suid-Afrika toe, kan dit dan weer pryse afdruk vir soepers as ook kalvers, so ietsie dalk om in die agterkop te hou. Die gemiddelde stoorlandprys daal so bietjie na R51,57 per kilogram laasweek. Die Vrystaat se prys verhandel op R54,97, die Wes-Kaap op R52,42 en die Oos-Kaap op R52,82. Swaarder slaglammers wat dan gemiddeld meer as 32 kg weeg staan nou op R50,68. Junie maand is tradisioneel dan wanneer hierdie lampryse op sy hoogste is elke jaar en kan ons dus nog ondersteuning verwag in die volgende maand of so. Wat wel 'n impak kan hê is dat Kerbani nou verby is, wat vraag moontlik kan afdruk en met die minder reën wat ons dan ook nou die afgelope paar weke gesien het, kan dit weer aanbod ook laat optel soos meer boere gaan kan bemark. Die A23 slagprys styg dan ook skerp na so R104,75 met die C23 prys of die ou prys nou op R75,88. Uitvoere na die Midde-Ooste help ook tans om pryse verder opwaarts te laat beweeg, maar wil nie noodwendig meer as R110 nou betaal nie. So dit kan dalk saam met die laer vraag wat ons nou plaaslik sien, keer dat slagpryse nog baie skerp opwaarts gaan beweeg. Ek dink ons is dalk baie naby aan 'n hoogtepunt tans. Pryse op laasweek se wolveilings het so bietjie gestyg met die RWS 20 mikron prys tans op R275 met die nie RWS 20 mikron prys op R253 per kilogram. Die gemiddelde RWS prys in Suid-Afrika staan tans op R273,01 met die nie RWS gemiddelde prys op R265,80.
Die prys in Australië het dan met so 4 sent gestyg na 18,80 Australiese dollar per kilogram. Daar was steeds baie goeie vraag na goedkoper tipe wol op die Australiese veilinge gewees, met kopers wat dan bietjie meer prysensitief vir die fynere wol nou begin raak. Dit klink ook as ek so na die kommentaar in Australië luister, dat kopers se vraag nou bietjie begin afplat en dat hulle ergste aankope nou gedoen het en dat hulle meer selektief raak oor wat hulle nou wil aankoop. Dit kan dalk verdere skerp prysstygings dan ook ongelukkig beperk. Soos verwag het bokpryse weer mooi gestyg die afgelope week, soos vraag dan ook verbeter het. Grootbokpryse verdubbel omtrent na R59.42, kleinbokke styg na R57.66, mediumbokke styg na R56.61 met bokkooipryse ook mooi op na R50.86. As ek na die seisonale bewegings van hierdie pryse kyk, lyk dit of pryse in die opwaartse tendens kan bly, soos ons nou na Augustus en September maand beweeg, en vraag dan tradisioneel op sy hoogste dan behoort te wees. Hoenderpryse het ongelukkig verder gedaal met die gevriesde ex-abattoir hoenderprys bietjie laer op R34.98, varspryse daal na R42.18 met die EQF pryse op R37.42 per kilogram. Ek dink ons behoort 'n skerp verdere daling in hierdie pryse te sien nie, soos verbruikers dan onder druk kom, behoort ons dan eintlik bietjie meer vraag na hoenders byvoorbeeld te kry. Dit hang ook maar baie af van waarheen die wisselkoers gaan en hoe goedkoop die ingevoerde hoender dan kan inkom. So as die oorlog byvoorbeeld dan nou stop binnekort en die rand versterk weer na so R16, kan dit ongelukkig dan die hoenderpryse weer bietjie onder druk plaas. Die nasionale gemiddelde gegradeerde eierprys verhandel steeds op R24.08 per dosyn, terwyl ongegradeerde eiers bly op R18 per dosyn laasweek. Ons het dan ook geweldige druk op die varkbedryf gesien die laaste maand of so en het varkpryse dan laasweek weer skerp gedaal. Die nuutste spekvarkprys daal met 3,6% na R35.84, vleisvarkpryse daal met 4,5% na R35.91, met worsvarkpryse 2,3% laer op R29.09. Ek dink hierdie skerp daling moet ons ook dan sien van waar ons gekom het en hoë pryse wat ons daarmee begin het en pryse wat dan eintlik bietjie normaliseer op die oomblik. Tesame sien ons dan ook relatief goedkoper invoere wat ons pryse op die oomblik afdruk. As ons weer 2023 se prystendense volg, kan pryse dan nog daal soos ons na einde Junie moontlik beweeg, wanneer pryse dan gewoonlik op sy laagste punt vir die jaar behoort te wees. Pryse kan daarna weer begin optel soos ons na Augustus en die warmer maande weer beweeg en vraag dan gewoonlik optel. Dit sal wel interessant wees of daai tendens weer moontlik gaan wees hierdie jaar. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucernprys verhandel op R3.700 per ton, graad 2 lucern op R3.300 en supreme lucern op R4.700. Hier is maar steeds redelike krisis in die chopbedryf en is hierdie prys steeds rondom R1.950 per ton. Soos laasweek genoem, word baie meer meel nou gemaal en sien ons ook dis baie meer chop wat in die mark inkom. Dit is same met die laer vraag plaas dan nou baie druk op choppryse tans. Dit klink wel of hierdie optogte in Johannesburg, hierdie xenofobiese optogte, dalk bietjie kan druk sit op die vraag en wat dalk die aanbod van meel en dan moontlik ook chop kan begin beperk. As dit wel gebeur, kan chop se pryse so klein bietjie optel. So om alles gou saam te vat, rooi vleispryse lyk nog redelik sterk, veral by kalvers en lammers en uitvoere help beslis om hierdie mark nou te ondersteun. Maar ons moet ook onthou, die plaaslike verbruiker is steeds onder geweldige druk en as aanbod weer bietjie optel, kan pryse wel begin terugval. Bokpryse het baie mooi herstel, wol was ook effens beter, maar dit klink of kopers nou bietjie meer kieskeurig begin raak. Aan die ander kant bly hoender, vark en choppryse tans onder geweldige druk, maar as vraag weer verbeter in die warmer maande, kan ons dalk weer bietjie meer ondersteuning in hierdie mark te sien. So die kort storie is, daar is nog positiewe tekens in die mark, veral aan die rooi vleiskant, maar ek dink ons moet versigtig wees. Aanbod, vraag en uitvoere gaan 'n baie belangrike rol in hierdie markte nou speel.
Hierdie Netbank vleis en voerprysoorseig word met trots aan jou gebring deur Netbank en John Deere. Baie dankie dat jy ingeskakel het en sien weer volgende week.